Dit is maandag 29 Julie. Ek glo jy het 'n lekker naweek gehad. Ons gaan aan met my boek Bonjour Boervrou. Nou iets wat my gereeld by my opgekom het is too many cooks spoil the broth, daardie woorde, want elke boer wil sy eie maniere toepas. Hulle stem oor niks saam nie. Hoeveel saad per hektaar, hoe ver uit mekaar die rye moet wees en hoe diep geplant moet word, noem dit en hulle verskil. So jy kan dink hoe dit was. Hoofstuk 35, ons eie grond. Ons moet hier wegkom na ons eie grond toe, sê Wynand. Die politiek en geskinder en spanning onder die ouens raak ondraaglik, asof die omstandighede nie erg genoeg is nie. Ons is nou 8 maande in die Kongo. Ek voel dit is tyd om in Suid-Afrika te gaan kuier. Ek en Wynand besluit dat ek en die kinders gaan kuier en hy sal ons besittings trek na ons eie grond toe. Ons vliegtuigkaartjies is geboek, alles is beplan en op koers. Ek sê grappendergewys vir Wynand om my te laat weet wanneer daar op ons eie grond spoeltoilette is, dan sal ons terugkom plaas toe. Ja, dit was nou miskien grappendergewys, maar ek was heeltemal doodernstig toe ek het gesê het. Ons het eers saam gaan kyk waar ons grond lê. Nou is dit tyd om 'n pad soontoe te skraap. Wynand ry weer met die stootskraper. Voor hom loop 2 Kongolese met pangas wat gras en klein bossies laag afkap en ook muurshope uitwys. Die stootskraper se bak is vooruitgesteek en druk alles voor hom plat. Agter die stootskraper is 3 meter lange spoorstaaf wat nog 'n keer bo oor die plat gras sleep. En so, stukkie vir stukkie word die pad oopgemaak, omtrent 20 km ver. Toe ons aanvanklike draai by ons grond gaan maak het ons 'n ompad gery. Dit was 'n meer permanente grondpad. Aangekom op ons grond, besluit ons sommer gou waar die huis gaan staan. Bo op 'n klein koppie wat oor 'n klein dam uitkyk en vanwaar ons die treinspoor wat na die buiteland, wat van die binneland af na die hawestad Pointe-Noire loop, kan sien. Ekskuus tog, ek het net my warm watersakkie tussen my voete. Hy het net uitgeval. Okay. Aan die teenoorgestelde kant lê die vallei, daar waar die landerye sal wees. Wat 'n wonderlike gedagte dat ons hier ons eie ding kan doen. Ons moet ook dink aan 'n naam vir ons plaas en met nuwe moed na 'n dag van ontdek gaan ons terug Malolo toe. Kan ons al 4 nie net permanent terug aan Suid-Afrika toe nie? Ek wens. 2,5 jaar se aansoeke vir finansiering by verskeie plaaslike en internasionale instansies is uiteindelik goedgekeur. Dit is nou voordat ons Kongo toe gegaan het. So hier in die boek is dit in italiek geskryf. Groepsfinansiering. Dit gaan soos 'n kibbutz werk. Elkeen kry 'n beurt om iets te doen en ons gaan in skof te werk. Ek sit verslae. Al die boere in die vergadering is ouer as 50 en boer al hulle hele lewe lank en hulle dink dit gaan werk. Maar wat weet ek? Jong stadsvrou. Die begroting word bespreek terwyl klein Emje en Bea ook daar rond speel en skree. Hulle ontwrig die vergadering en werk op my senuwees. Ek vat hulle buitentoe en ons gaan ry 'n end en stap buite rond. Die vergadering gaan aan. Elkeen sal 'n toelaag ontvang vir die eerste paar maande. Daarna moet elkeen verder self aansoek doen vir finansiering vir hulle eie boerdery op hulle eie grond. Elkeen moet ook sy eie deel van die oorspronklike lening terugbetaal. Kom ons kom net eers daar, sê Wynand. Aangekom op Malolo, lande ontbos, maande se harde arbeid, sweet en trane. Vele veranderinge aan die oorspronklike plan en begroting. Veranderings wat deur die selfaangestelde base aangebring is en die klase moet dit maar net aanvaar en opdragte uitvoer asof hulle werkers is. So ek moet 'n opdrag uitvoer al weet ek uit my eie boerdery ondervinding dit gaan nie werk nie. Vra Gideon Skeepers met 'n groot vraagteken op sy voorkop soos hy frons. Wynand se visie is veel groter as dit. Hy is vasberade en gefokus. Op ons eie grond is daar nie eens bouvallige huise soos op Malolo nie. Daar gaan ons weer van vooraf begin.
Ons weet nou waar ons huis gaan staan en ons het 'n naam vir ons plaas. Belter, wat beteken pragtige aarde. Wynand skuif ons tente en ander besittings met Leon en Gideon se hulp. Nie lank daarna nie trek oom Hannes en tannie Trudy ook. Hulle opstal is net te naby om te ry en te ver om te loop van ons in af. Daar is 'n digte mango plantasie op hulle grond en dis naby dit waar hulle huis oprig. Houtpanele, 'n bouplan en elke nodige dingetjie kom uit hulle skeepsvraghouer. Wynand het ons bouplanne in sy kop. Hy gaan koop pale en houtpanele by die saagmeule. Sink wat opgerol is soos foelie, maar so sterk soos nog iets. Sement uit die dorp om die vloere mee te gooi, stukkie vir stukkie maak Wynand vordering. Hoofstuk 36. Ek en die kinders gaan kuier in Suid-Afrika. So breek die tyd aan vir my en die kinders om te gaan kuier en Wynand sal alleen op Belter aangaan. Ek het paar etes vooruit gekook. Praktiese kos wat goed ontdooi, dan kan hy net aardappels of rys by dit gaar maak. Elke tapperware bak is gemerk met 'n papiertjie wat sê wat dit is. Daar is steeds 'n oorvloed van my tuisgemaakte pisangbladjang ook. Trane rol toe ek 'n brief vir Wynand skryf waarin ek vir hom sterkte toewens vir die tyd wat hy alleen in die Kongo gaan wees. Ek sit die brief vir onder sy kussing vir wanneer hy terugkom van die lughawe af. Ons ry 'n dag voor ons Suid-Afrika toe vlieg, Point Noir toe. Die pad van 280 km neem 6 ure om te ry. Ons gaan tuis by die Azur Hotel. Pragtige wit geboue, skoon blou swembaddens en hier is ook volop hibiscus in rooi, pink, oranje en geel. Ek kry 'n SMS van my ouers waarin hulle ons laat weet dat dit sneeu in Pretoria. Tussen ons goed kry ek my en die kinders se warmste klere bymekaar. Ons klim met somersklere op die vliegtuig en ek dra my dood aan warmer klere as handbagasie. Ons al 3 het gumboots aan. Dis die naaste aan iets geskik vir die winter in Suid-Afrika. Dit was Augustus van 2012. Die lughawe amptenaar neem ons paspoorte en gaan so lank vooruit daarmee om ons makliker deur die inboekproses te kry. Ons het gedink dis 'n goeie plan om 'n kontakpersoon te vra om dit so vir ons te reël. By die passasiersingang staan 'n Kongolese vrou in uniform, breed in die deur. Sy praat en wys ons moet stop. Toevallig sien ons 'n tolk wat ons ken en ons roep hom nader, Ulrich, en hy kom asof hy gestuur is. Ons vra vir hom om te verduidelik wat die vrou vir ons wil sê. She says you are not allowed to go with those boots, sê hy en wys na my gumboots. Dis ligblou met blompatrone op. Die vrou weier. Ons sê vir Ulrich, hy moet vir haar vra, hoekom ek nie met die stewels mag ingaan nie. Hulle wissel 'n paar woorde. She says it's not her job to tell you why it's not allowed. Die tyd loop uit en die ou met ons paspoorte is ook nog nie terug nie. Wat nou? Go buy any shoes that will fit her, sê Wynand en gee vir Ulrich 'n paar sifa. Be quick, go to the nearest market. Ulrich kyk vir 'n oomblik na my voete en daar gaan hy. Ons wag en die son bak. Uiteindelik is Ulrich terug. Volgens hom is al wat hy in die hande kon kry visplakkies van 2 nommers te klein. Dit moet nou maar net werk. Ons mag ingaan. Dis oorvol binne en ons moet deur die mense vleg om by die regte hek uit te kom. Die vliegtuig styg oor 25 minute op. Iewers in die dolle gejaag kry ons die ou met ons paspoorte. Hy gee dit vir ons, ontvang sy betaling met 'n breë glimlag en ons kan deurstap. Nou die laaste keer groet. Groot tranedal van voor af. Toe ek en die kinders deurstap, weg van Wynand af, skree Bea met 'n uitgestrekte armpie in sy rigting. Papa! Papa! So hysteries dat haar asem naderhand wegraak. Al die pad tot binne in die vliegtuig, roep sy. My oë is ook dik gehuil. Ons styg op en land weer 'n uur later op Brazzaville, soos toe ons gekom het. Die Kongolese is vriendelike mense. Bonjour madame, sê omtrent elkeen wat die vliegtuig op en afklim en verby ons stap.
Toe ons tot stilstand kom op Brazzaville se landingsstrook, vra Bea, waar is ouma? Hoe verfrissend om te lag na die afskeidnemery. Gelukkig bly ouma nie in Brazzaville nie. Ons vlieg verder terug Suid-Afrika toe. 'n Luide applaus van die passasiers toe ons veilig land. Dis die Kongolese. Hulle vrolikheid is iets besonders. Ek is onmiddellik bewus van die koue. Die lug is droog toe ons deur die tonneltrap van die vliegtuig in Johannesburg afklim. Hoofstuk 37. Terug in Suid-Afrika. Ek kry foto's soos Belter ontwikkel. Die nuusbrief wat Wynand maandeliks uitstuur, sy naam het verander van Malolo Post na die De Toys van Belter. Wynand kry soveel uitgevoer met die minimum. Al ons kroeginhoud het natuurlik saamgetrek van Malolo af. Are you going to run a pub now? Vra een van die skeptiese Engelse boere. Ons weet self nie hoe nie, maar boer gaan ons boer. God seën 'n poging en ons bly daarin glo. In September maand blom daar helder oranje blomme wat soos klebejaus lyk. Wynand neem 'n foto daarvan en plaas dit in die nuusbrief en hy dra dit op aan my. Trou aan sy gewoonte om gereeld vir my blomme te gee. Die muskiete byt my, is Emmie se eerste woorde toe ons die volgende oggend na ons aankoms in Suid-Afrika wakker word. Hy trek die duvet oor sy kop. Dis die groot kontras tussen tropiese hitte en sneeutemperature wat hom laat dink dis muskiete wat hom pla. Ek self het gebrand in die son die vorige dag buite die lughawe en nou het ek 'n dik trui aan wat teen my teer rooi vel skaaf. Die opgewondenheid is groot om weer saam met my familie te kuier en om vir hulle alles te vertel. Alles lyk so skoon en goed georganiseerd. Ons kan regtig trots wees op ons geriewe in Suid-Afrika. Dit is opvallend na 8 maande van 'n boendolewe. Die tyd in Suid-Afrika is nodig en baie lekker. Elke ding denkbaar wat ek voorheen as vanselfsprekend aanvaar het, waardeer ek nou. Net die wete dat vriende naby is en jy kan enige tyd gaan kuier. Winkels met alles in waaraan jy kan dink. Maar ek is nou ook bewus van 'n nuwe ding. As die avontuurgogga jy eers gebyt het, sal 'n gewone lewe altyd eentonig wees. Emmie en Bea gaan halfdag na 'n kleuterskool. Ek vat hulle biblioteek toe en neem ook DVD's uit. Alles is vir hulle ook nuut en vreemd, maar dis vir hulle aangenaam om te ontdek dat daar sulke goed bestaan. 'n Motorrek wat met die druk van 'n knoppie werk fascineer hulle. En ook karre wat in 'n motorhuis staan in plaas van buite in die oopte. Om alles so deur hulle oogies te ervaar is iets ongelooflik. Hulle ontdek ook elke dag lekker bederfgoed by oupa en ouma, soos sjokolade, muesli en yoghurt, Pronetro en knickknacks. Hulle beleef dit ook vir die eerste keer om roomys op 'n koun in 'n winkelsentrum te koop. Daar is niks van hierdie goed op die plaas nie, en ons geniet dit terdee. Ek vind ook meer uit oor slange by 'n slangkenner en doen 'n noodhulpkursus en maak natuurlik 'n tas vol goed bymekaar om weer saam terug te vat. Speserye, braaisout, verskillende kleure jellypoeiers, meat tenderizer, dit is heel bo aan die lysie. Nuwe klere vir Wynand en 2 overalls waarmee hy kan werk. Nog van Wilbur Smith se boeke. My jongste suster, Jacolet, gee haar Blackberry vir my toe sy opgradeer. Dit is 'n moed en baie maklik om mee kontak te hou, sê sy. Ek voel skatryk met die nuwe foon. Wanneer ek vir ander mense vertel hoe die lewe in die Kongo is, kry ek self 'n nuwe perspektief op alles en besef die potensiaal daarvan. As ek net die omstandighede kan oorkom. Hoofstuk 38. Terug Kongo toe via Rwanda na Pointe-Noire. So breek die dag aan wat ons terug gaan Kongo toe. Ons is amper by OR Tambo, toe Fred, een van die boere, bel oor parte wat ek moet saamvat. Die vlug Kongo toe is gekanselleer, sê hy. Jy is seker nie ernstig nie, kom my reaksie. Maar daar is 'n alternatiewe roete, jy vlieg oor Kigali na die Kongo toe. En ek weet nie eers waar dit is nie. Ek google dit. Dis in Rwanda, maar waar in Afrika is Rwanda?
Ons stap ver van die parkering af tot waar ons bagasie moet weeg en inboek. Fred is ook by die bagasieskaal. Hy sit die parte saam met my tasse daarop neer. Die digitale skermpie wys dat die bagasie ver oor die toegelate gewig is, maar die persoon agter die toonbank aanvaar dit so. Sy sê ons beter vinnig maak, want ons vlug wag. In plaas van 2 ure wat ons sou hê om oulaas koffie te drink saam met my suster Janel, wat spesiaal deurgekom het om ons te kom wegsien, moet ons nou inderhaas groet. Ons vlieg nou. Ek en die kinders is weer op die bekende paadjie aanderkant paspoortbeheer. Ons stap so vinnig as wat ons kan. 'n Man met 'n reflekterende baadjie en 'n 2-rigting radio kom van agter af verby ons gestap. Yes, they are on their way. Toe besef ek, hy praat van ons. Die vliegtuig wag net vir ons. Alles gebeur teen 'n spoed en soos ek en die kinders in die vliegtuig klim, begin hy beweeg, maak gereed om te taxi. Terwyl ek die bagasie in die oorhoofse bagasieruim pak, vra ek vir 'n lugwaardin hoe lank die vlug is. Ek is totaal gedisoriënteerd. Ons vlieg oos, die Kongo is wes, dis 'n 5 ure vlug. Ek hou die hele tyd die kaart van Afrika dop op die klein TV-skerm voor my, waarop die klein vliegtuigie beweeg en wys hoe ons vorder. Do you know what the altitude is? Hoor ek 'n Australiese aksent toe ons land en wag om af te klim. Uit die veld geslaan antwoord ek net, no. Ek weet nie eens behoorlik waar ons is nie, wat nog van altitude. Beslis die laaste ding waaraan ek nou dink. Die Aussie met sy hoed op, het na die gorillas in Rwanda kom kyk. Alles gebeur vinnig. Lughawe amptenare behandel my en die kinders as topprioriteit, of so dink ek. You are on your way to Brazzaville, come quick, come with me, en ons volg. Ons gaan seker dadelik op die volgende vliegtuig klim, die dat hulle so haastig is. Opgewonde stap ons vinnig saam, Emia aan die hand en Bea op my heup. Net om in die waglokaal te gaan sit. Dit is 12:30 in die middag. Ons vlug is 2 uur. Wel, dis okay, dink ek. Nader aan 2 uur word daar aangekondig. Flight delayed, will depart at 2:15. Later is daar nog 'n afkondiging en ons vlug word weer vertraag. Ons wag en wag. Ek het nie Rwandanese frank of dollars nie. Ek hoop en bid die kinders raak nie honger en dors nie. Ek het ook nie 'n simkaart waarmee ek van hier af kan bel nie. Tussen die waglokaal en die toilette is die sekuriteitshek waar passasiers se bagasie geskandeer moet word. En elke keer as ons badkamer toe moet gaan met al ons handbagasie, moet dit eers deursoek word. Klein kindertjies gaan mos gereeld toilet toe. Heen en weer deur die sekuriteitskontrolepunt. En elke keer kyk hulle deur elke sak en handsak. Hulle haal my grimeer sakkie uit en bekyk die wimperkruller wat aan die een kant soos 'n skêr lyk. Hulle wil dit afvat, totdat ek vir hulle wys waarvoor dit is en dat dit geen skerp punte het nie. Gelukkig kon ek dit hou. Ons 3 staan uit soos 'n paal bo water. Daar is net swart mense en hier en daar 'n blanke man wat op 'n myn of 'n olieboor kontrakwerk doen, self ook op pad iewers heen. Die VIP sitkamer se ingang is reg voor ons. Ek hoop net dat Emia en Bea nie sal vra vir iets om te eet of te drink nie. Hoe gaan Wynand weet ons vlug is vertraag? Ek het hom op OR Tambo laat weet van ons ompad via Kigali. Toe was hy al in Point Noir om ons te gaan optel. Bea het nuwe klere aan. Dis wit, pastel, groen en blou. Spesiaal aangetrek om mooi en vars te lyk vir wanneer ons in Point Noir aankom. Sy lê op Kigali lughawe se vloer en vee met haar arms en handjies heen en weer. Emia sit kruisbene langs haar, ook met nuwe klere aan en vee oor die vloer. Langs ons kom sit 'n jong man wat omtrent 20 jaar oud lyk. Hy eet biltong. Nie lank nie of hy begin die biltong met Emia en Bea deel. Hulle eet dit met daai vuil handjies. 'n Nieu-Zeelander of Australiër wat langs ons sit, sien wat aangaan. Relax, it builds a strong immune system, sê hy vir my. Teen 4 uur die middag sit ons nog steeds. Nou raak dit lank.
Daar het nog passasiers ingekom en uitgegaan. Daar is heelwat mense in die VIP sitkamer. Ek skraap effens moed by mekaar en vra vir die ou wat biltong eet of ek 'n oproep van sy selfoon af kan maak. Ek verduidelik vir hom ons situasie en sonder om te huiwer gee hy vir my sy foon. Ek voel beter daaroor dat Wynand nou weet wat aangaan. Ons staan rond, kyk by die vensters uit, sit weer en wag. Toe kry ek 'n idee. Ek gaan my bankkaart probeer by die VIP sitkamer net om vir ons elkeen 'n koeldrank te koop. En ook vir die man wie se foon ek gebruik het, om dankie te sê. $25 per person, sê die netjies geklede Rwandese man by die sitkamer se ingang. Gelukkig praat hulle Engels hier en ek vra vir hom of ek net 4 koeldranke kan koop. Nee, ek moet $25 per persoon betaal, al drink ons net iets. Uiteindelik kry ek hom sover om in te stem dat ons 4 bottels koeldrank uit die yskas kan neem en net daarvoor betaal. Ons maak die glasbottels oop met die botteloopmaker teen die muur langs die yskas en geniet elke sluk van die verfrissende smaak. Ek gee my kaart en hy sit dit in die kaartmasjien. Nee, die kaart word nie aanvaar nie. Probeer weer. Weer 'n keer werk dit nie. Ek kyk in my beursie. Daar is 'n paar van ons nuwe Suid-Afrikaanse banknote in. 'n 100, 'n 50 en 'n R20 noot met Nelson Mandela op. Spesiaal saamgebring om vir almal op die plaas ons land se nuwe note te wys. Ek bied dit aan. Nee, hulle aanvaar nie Suid-Afrikaanse rand nie. Die jong ouetjie besef dadelik hy sal hiervoor moet betaal. Ek wil vir hom die R170 gee, maar hy sê nee, ek kan dit hou en hy betaal sy eie koeldrank wat ek wou gee om dankie te sê, plus nog 3. Intussen het Enya en Bea by die VIP sitkamer ingegaan. Die toonbank by die ingang is hoog genoeg dat hulle ongemerk kon instap. Hulle albei sit ewe tuis by 'n Rwandese man wat vriendelik glimlag en met hulle gesels soos ou bekendes. Hy wys vir hulle die vliegtuie en die aanloopbaan wat mens mooi van hier af kan sien, terwyl hy hulle voer met alles wat beskikbaar is vanaf die buffet. Ek stap nader en groet. Hy is so vriendelik en vra uit, dat ek toe ook maar net saamgesels en in die proses lyk asof ek en die kinders daar hoort. 'n Groep mense van Suid-Afrika wat vir Exaro werk, wag ook in die sitkamer. Hulle hoor ons en vra ook belangstellend uit. Waarheen is julle op pad? Wanneer mens sê jy boer in die Kongo, is almal die ene ore. Uiteindelik, ons vlieg 4:15. Teen die tyd wat ons in die vliegtuig gaan sit, het die kinders hulle klaar trommeldik geëet en stel nie belang in die aandete wat aan boord bedien word nie. Maar hulle het 'n tweede asem geskep en hardloop in die vliegtuig se gang op en af en skree. Ek maak te vergeefs asof ek hulle nie ken nie. Ons is uiteindelik op pad Brazzaville toe. Ek werk uit hoe laat ons daar gaan aankom, want die laaste vlug vir die dag uit Brazzaville na Pointe-Noire is 9:00 die aand. As ons daardie vlug verpas, dan gaan ons by die Suid-Afrikaanse ambassadeur oorbly in Brazzaville. Wynand het dit so gereël vroeër die dag en hy kon dit gelukkig vir my sê toe ons met die vreemdeling se foon kontak gemaak het. Aangekom op Brazzaville lughawe en weer gebeur alles teen 'n tempo. 'n Vrou van die Suid-Afrikaanse ambassade wag vir ons. You better be quick. Sy is vriendelik, maar saaklik, met rede. Die vlug Pointe-Noire toe wag vir ons. Nadat ons bagasie in die hande gekry het, stap ons na die hekke waar ons moet deurgaan na paspoortbeheer. Gelukkig vir ons om 'n diplomaat by ons te hê, want geen personeel kyk deur ons bagasie vir iets wat hulle kan afvat nie, en niemand skimp vir omkoopgeld nie. Come quick, sê sy weer en slaan oor in 'n drafstap. Ons sit daar agterna. Dis 'n hele end deur die verrassend moderne lughawe. Ons pak ons handbagasie op die vervoerband, deur die bagasieskandeerder en Bea sit haar pop en die se doeksak ook deur die skandeerder soos 'n klein groot mensie. Baie oulik, maar alles gebeur te vinnig om die oomblik regtig te waardeer. Ons is deur. Die vliegtuig is stampvol. Die onmiskenbare reuk verwelkom ons terug. Ons sit op verskillende plekke op die vliegtuig.
Gelukkig nie ver uit mekaar uit nie en die passasier tussen my en die kinders bied dadelik aan om sitplekke te ruil. Die lugwaardin kom verby. Dis net 'n uur se vlieg, so hulle bedien net drinkgoed. Le, vra ek. Excusez-moi, madame? Ek vra weer, le. Hy weet nie waarvan ek praat nie. Gebottelde water in die Kongo se handelsmerk is Mayo. Ek vra daarvoor. Oh, lo, sê hy vriendelik. Dis wat Frans so 'n moeilike taal maak. As jy nie o of u presies reg uitspreek nie, is die woord en sy betekenis daarmee heen. En so ook met Afrikaans. En seker ander tale ook. Na 13 ure in transito in plaas van die normale 4 ure land ons in Pointe-Noire. Hierdie keer is dit gemaklik om met al ons bagasie deur te kom, want ons het klaar in Brazzaville ons paspoorte laat stempel en geel kaarte laat nagaan. Die tas met al ons kosbare Suid-Afrikaanse produkte in is onaangeraak die land ingebring. Onder normale omstandighede sou hulle die tasse wou oopmaak en heeltemal te veel belangstel in die inhoud. Ons ry ouer gewoonte 5 uur die opvolgende oggend uit Pointe-Noire. Die duurste hotelle se ligversorging werk goed en mens hoor dit nie aan en afskakel om die temperatuur te reguleer terwyl jy slaap nie. Alles is silverskoon en op standaard. En dis teen die see geleë. Hierdie hotelle het mooi tuine en dis 'n bederf om daar tuis te gaan. Die hotel wat ons hierdie keer kon bekostig, se ligversorging raas en hou jou uit die slaap, maar dis nog steeds beter as niks. Wanneer jy buite die hotelkamer iets op die mure sien hardloop, moet jy weet dis nie 'n kat nie, maar 'n rot. Hier is die rotte so groot soos katte en dis 'n groot skok wanneer jy dit besef. Ons ry en ry. Die pad is nou meer bekend as voorheen. Met nuwe moed kom ek op Pelter aan. Toe die opstal sigbaar raak, kyk ek om. Emie het nog nie 'n enkele woord gesê in die 6 ure se ry van Pointe-Noire af nie. Uiteindelik sê hy groot oog. Ek wil teruggaan na oupa en ouma toe. Ek voel eintlik ook soos Emie, maar ons is hier om te bly. Goed, ons gaan dan môremiddag aan met hoofstuk 39. Dankie dat jy like, subscribe, share en die belbutton druk.